Goeienaand. Lot het gekyk en op die oog af gekies waar hy sy tente gaan opslaan, in die vrugbare Sodom en Gomorra. Abraham wag, hy bly in Kanaan, totdat die Here met hom praat, totdat die Here hom oproep, om ook te kyk, om wyd te kyk, om met 'n geloofsoog te kyk, om in gehoorsaamheid te kyk. Genesis 13 vers 14 en verder. Nadat Lot van Abraham weg is, het die Here vir Abraham gesê, kyk tog rond, kyk van hier af, waar jy is, na die noorde en die suide, na die ooste en die weste. Die hele land wat jy sien, gee ek vir altyd aan jou en jou nageslag. Ek sal jou nageslag so baie maak soos die stof van die aarde. As iemand die stof van die aarde kan tel, sal jou nageslag ook getel kan word. Trek nou deur die land, deur sy lengte en sy breedte, want ek gee dit vir jou. Abraham het sy tente versit en gaan woon by die groot bome van Mamre, naby Hebron. Daar het hy 'n altaar vir die Here gebou. Abraham word geroep om deur die bril van die beloftes van God te kyk. Die Here wys vir hom die hele Kanaan en beloof dat die hele land aan hom en sy nageslag gegee sal word. En so trek Abraham deur die hele land en kry hy die belofte van die hele land. Tog bly dit 'n geloofsbelofte. Dis soos 'n erfporsie. Dis joune, maar jy sal dit eers later kry. Hou net aan, glo. Daarom beoordeel die Hebreërs skrywer in Hebreërs 11 vers 9 tot 10 vir Abraham soos volg: omdat Abraham geglo het hy in die beloofde land gaan woon. 'n vreemdeling in 'n vreemde land. In tente het hy daar gewoon. En so ook Isak en Jakob wat saam met hom erfgename van dieselfde belofte was. Want hy het uitgesien na die stad wat 'n vaste fondament het en waarvan God self die bouer en die ontwerper is. Abraham gaan slaan sy tente op by die groot bome van Mamre by Hebron. Hy bly in tente. Hy besef dat hy 'n vreemdeling is. Hy moet tot seën vir die nasies wees en daarom moet hy in die wêreld 'n vreemdeling bly. Hy mag nie net deel word van alles nie. En hy slaan sy tente op, nie in Hebron nie, maar naby Hebron. Hy gaan nie deelneem aan die veelgodedom van die Kanaaniete en die Feresiete nie. Hy gaan nie soos Lot opgeneem en ingeneem en oorgeneem word deur die wêreld, deur die stad waar hy woon nie. Daar, waar hy sy tente opslaan, daar bou hy 'n altaar vir die Here. Die Here aan wie die hele land behoort. Die Here moet daar aanbid word en die naam van die Here moet daar geproklameer word. Dit is om tot seën vir die wêreld te wees. As daar gelowiges is wat die Here aanbid, as daar gelowiges is wat die naam van die Here proklameer en verkondig, as daar gelowiges is wat kyk, nie met hulle oë vasgenaal in die sigbare nie, maar met 'n blik op die ewige stad van God. Dit is waar die koninkryk van God op aarde sigbaar word. Slaan dan tent op. Moenie te permanent hier wil woon nie. Bly maar 'n vreemdeling, 'n reisiger op pad. Laat die huisaltaar van aanbidding brand. Laat die oog gerig wees op die stad van God. Petrus skryf daaroor: geliefdes, in die wêreld is julle vreemdelinge en bywoners. Daarom dring ek by julle daaraan om nie aan sinnelike begeertes toe te gee nie. Dit verwoes net 'n mens se lewe. Verdra julle altyd goed onder die heidene, sodat, al praat hulle kwaad van julle asof julle misdadigers is, hulle julle voorbeeldige lewe kan sien en God kan verheerlik op die dag van afrekening. Goeiedag.